Goeiemôre, dis Prof Hannes hierso. Ek antwoord net 'n vraag. Die vraag is, waar is die Ruach HaKodesh in die Ou Testament gewees? Nou, ek gaan nie 'n hele studie oor dit maak nie. Ek gaan net kortliks antwoord op die persoon se vraag. Nou, hoekom ek so antwoord, ek gaan dit ook gebruik vir 'n paar ander mense om dit rond te stuur, want hierdie kan 'n vraag wees wat almal dalk bekommerd, en as u dit kry, kan u dit ook aanstuur na u groepies toe en deel bietjie met ander mense. Baie interessant. Goed, die vraag is, waar is die Ruach HaKodesh en hakies die Heilige Gees in die Ou Testament gewees? Nou, kom ek verduidelik net, die Ruach HaKodesh, of die Heilige Gees, ek gaan nou net na die Ruach HaKodesh verwys, u weet die Heilige Gees, word op verskillende maniere uitgestort en begin manifesteer. Nou, eerstens sien ek dat Jahweh blaas oor sy disippels op 'n stadium, en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. En dan stuur hy hulle uit, en hy sê vir hulle, gemaak siekes gesond, dryf duiwels uit, lê julle hande op hulle, en dan kom hulle terug, en sê hulle dit, maar die duiwels het vir hulle geluister, die demone het uitgegaan, siekes het gesond geword. Nou, vind ek ook dat in Genesis 1 sê die woord, en die aarde was woes en leeg gewees, en die Gees, die Ruach, het gesweef oor die waters. Hoekom? Want Jahwe is Ruach. Jahwe is die Ruach. Hy het gesweef oor die waters. Nou, die feit dat Jahwe, dus die Vader, kan dan die self, Jahwe, ons Vader, dan Gees is, of Ruach is, maak het moontlik dat hy op verskillende plekke in die wêreld gelyktydig kan wees. Dan kyk ek nou, waar's die Ruach HaKodesh in die Ou Testament gewees? Baie maklik. Die Ruach was reeds daar gewees, maar ons sien hom nie manifesteer in die Ou Testament nie. Hoekom nie? Omdat die 613 wette van Moses was gegee om Israel te leer en te lei. Die 613 wette, wat tot niet gemaak is, totaal tot niet gemaak is, weens die swakheid en die nutteloosheid van dit, volgens Romeine 7 vers 18, jy kan dit als daar lees, en dan kan jy natuurlik ook Galasiërs 5 vers 1 tot 22 lees, hoe dit tot niet gemaak is, saam met Hebreërs 7 vers, jy kan die hele Hebreërs 7 lees, maar naamlik vers 18. Nou, wanneer Jahwe Adam maak, in Genesis 2 vers 7, ek vat sommer die skrifte so uit my kop uit, Genesis 2 vers 7, dan blaas hy in Adam, hy maak hom eers uit die stof van die aarde, dan blaas hy in hom die asem van die lewe, en hy het 'n ewig lewende siel geword. Is ek reg? Hy blaas in hom. Wat blaas hy in hom? Dieselfde wat gesweef het oor die waters in Genesis 1. Die asem van die lewe, die Ruach HaKodesh, blaas hy in Adam. So elke mens na Adam het 'n ewig lewende siel gehad, die Heilige Gees dan in ons. So wat gebeur is dat hy in Lukas 13 is Jahwe, en hy slaap 'n bietjie, en dan kom die moeders met die kinders, sodat Jahwe, dis Jesus Christus, hulle kan seën. Dan verhinder die disippels hulle, dan hoor Jahwe dit, dan kom hy uit, dan sê hy, verhinder hierdie kindertjies nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van my Vader. So wat is die koninkryk? Dit het te doen met die Heilige Gees, dis 'n geestelike koninkryk. So 'n kind word gebore met die Ruach HaKodesh. Hy sê, en Jahwe sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Hy het hulle nie gedoop nie, want hulle het nie sonde nie. Hy het hulle hande op hulle gelê en hulle geseën. En dan sê hy vir die disippels, verhinder hulle nie, die kindertjies nie, want aan sulkes behoort die koninkryk. Hulle het reeds die ewige lewe. As hulle doodgaan, gaan hulle in die hemel, hulle die Heilige Gees. So hulle het die Ruach in hulle, die Heilige Gees, maar dit is nog nie geaktiveer nie. Soos in die Ou Testament was dit nie geaktiveer onder die Jode nie, die Israeliete nie. Soos in die moslims en soos in die boeddhiste en so in enige ander godsdienst. Die kinders het almal die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, maar dit is nie geaktiveer nie. Nou word ek gebore, ek het die Ruach in my.
Dis nie geaktiveer nie. Dan op 'n sekere stadium in my lewe, in my jong lewe, dan word ek bewus van sonde en ongeregtigheid. Daar op daai stadium dan word die Ruach HaKodesh geaktiveer. Dit word bekend, dit word oop vir my. Ek word bewus daarvan. Want die Bybel sê die Ruach HaKodesh oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. Hy leer ons in alle reg en in alle waarheid. Dis die Ruach HaKodesh se werk. Om ons te oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid en ons te leer in die woord, in die bonatuurlike geopenbaarde woord, in alle reg en in alle waarheid. Dit het die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, het nie die Israeliete in die Ou Testament geleer en gelei nie. Maar die oomblik wanneer die bloed van Jahvashua, of die oomblik wanneer Jahvashua die evangelie begin preek, 2020 jaar gelede, dan word die Ruach HaKodesh geaktiveer in die mense, want hy het vir die Israeliete gepreek, dieselfde Israeliete wat onder die 613 wette gefunksioneer het. Hy preek vir hulle, en dit aktiveer die Ruach HaKodesh se bewuswording en die oortuiging aangaande sonde en ongeregtigheid. Verstaan? En dis hoekom Johannes die onderdompelaar, die doper, uitgekom het uit die woestyn en die mense begin doop het in die Jordaanrivier. Hoekom? Want die Ruach HaKodesh in hom was geaktiveer. En dan begin die vrugte van die Ruach HaKodesh uitstaan. Vrugte van die Gees, Galasiërs, ekskuus ook 1 Korinte 12, 1 Korinte 14, die 9 gawes van die Heilige Gees. En al die ander, dit word geaktiveer. So die Jode het die Heilige Gees gehad in die Ou Testament, maar dit was nie geaktiveer in hulle nie. En ons vandag, wat het ons? Ons het die Ruach. Hoekom? Want volgens Handelinge 2 vers, jy kan gaan kyk Handelinge 2, op die dag van Pinkster, word die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, uitgestort oor daai mense. En 3000 siele kom tot bekering. Mense wat die Heilige Gees nie ingeaktiveer was nie. Daar vra hulle vir Petrus, wat moet ons doen? Handelinge 2 vers 36, 41. En Petrus sê, bekeer julle eerstens. Dis wat die Heilige Gees doen. Hy leer en lei in alle reg en waarheid. Bekeer julle. Hy oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. Bekeer julle. En laat julle geonderdompel word. Na 'n ou bekeer is, begrawe hom. Nie wanneer 'n babietjie klein is, doop hom nie. Hy het nie sonde nie. Bekeer julle. Volwasse mens bekeer hom. En laat elkeen van julle geonderdompel of gedoop word in die naam van Jahvashua tot vergifnis van julle sonde. En jy sal die gawe van die Ruach HaKodesh ontvang. So die gawe is die gawe. Jy het reeds die Heilige Gees. Die vrugte sal geaktiveer word. Hy sê, en die wat sy woord met blydskap aangeneem is, in vers 41, Handelinge 2, vers 36 tot 41. En die mense wat sy woord met blydskap aangeneem het, Petrus se woord, aangaande die prediking van Jahvashua, die wat gered is die dag, word gedoop, geonderdompel, in die naam van Jahvashua, tot vergifnis van hulle sonde. 3000 mense. 3000 mense word geonderdompel. Kan jy dit vir iemand verduidelik? Nou vra 'n pastoor eendag vir my, jare terug, nou sê vir my, hoe het Petrus 3000 mense gedoop? Bybel sê nie Petrus hulle gedoop nie, daar was 120 in die oppersaal. Hulle kon almal gehelp doop het. Die Bybel sê hulle was 120. Daar sê 'n skrif wat sê, het moet 'n pastoor wees wat jou doop nie, of het moet 'n sekere persoon wees nie. So 120 mense word gebruik dan om ek gee nou maar net 'n metafoor hierso, om 3000 mense te onderdompel. Jy sien, die mense is meer ge-worry oor, dis nou natuurlik 'n cross question, om te sê, hoe kon Petrus 3000 mense doop, as wat hulle sê, maar prys Jahva vir die bonatuurlike name. Hy sê, en die wat sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En op die dag is 3000 mense toegebring tot die koninkryk. Nou, so wat gebeur nou? Ons het die Ruach in ons, elkeen van ons reeds. Wanneer ons deur die genadebloed van Jahvashua kom, is ons die Heilige Gees reeds die Ruach, reeds geaktiveer. Hoekom? Want is hy wat oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. Hoekom het die ou mense nie bewus geword nie? Of hulle was bewus van hulle sondes gewees, maar hulle het nie in die vrymaking gelewe nie. Want die Ruach HaKodesh maak ons bewus van die genadebloed van Jahvashua
om in vrymaking te lewe elke dag van ons lewe. So dis nou so 'n bietjie inligting rondom dit wat in die Ou Testament, hoekom het die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, dan nie gefunksioneer in die Ou Testament nie? Wel, dis die Nuwe Testamentiese genadebloed van Jahvashua wat die Ruach HaKodesh geaktiveer het. Daarom toe Jahvashua invaar in die hemel, sê hy vir sy disippels, gaan wag in Jerusalem tot ekskuus tog. Hy sê in die huis my Vader is daar baie wonings. Ek sal vir julle 'n ander trooster stuur, 'n ander trooster, naamlik die Ruach HaKodesh. En hy leer en lei ons in alle reg en in waarheid. Dis so maklik dit is. Dis so maklik dit is om te verstaan dat ons lewe vandag in die krag van die genadebloed van Jahvashua in elke opsig. En daarom sê die woord, en ek sluit af, hy woon nie in tempels wat met hande gemaak is, hierdie mooi kerke en geboue en katedrale, sinagoges en al die goed, hy bly nie daar nie. Die woord sê, julle liggame is die tempel van die Ruach HaKodesh. Julle liggame is die tempel van die Ruach HaKodesh. Ek woon in julle. So ons sielsdimensie, as ek my vingers vat, my duim, ek druk hom op my slaap, hier teen die kant van my kop, en my wysvinger sit ek op die kroontjie van my kop, dan het ek so 150 mm tussen daai twee. Die twee, my duim en my wysvinger. Dit is my sielsdimensie. Dis waar die Ruach HaKodesh werk. In my sielsdimensie. Dis my kognitiewe denkwyse wat nooit sterf nie. Dit lewe vir altyd. Sou jy dalk belangstel om meer te weet? Ek het so 3500 YouTube video's. Kan jy my kontak by hierdie nommer? My nommer 0722 367 124. Gee hom weer, 0722 367 124. Of jy kan direk op my webtuiste gaan, https://Jaffa, als klein lettertjies, 'n y, 'n y, nie 'n j nie, 'n y in Engels, 'n y. Y-A-H wat sê ja, V-A-H wat sê va, Shua, S-H-U-A, so aan mekaar, Jahvashua, Y-A-H, V-A-H, SHUA.co.za. Ek nooi u, stuur hierdie boodskap na hulle wat hiervoor omgee, en dit is 'n interessante onderwerp om bietjie oor te begin gesels. Vrede in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jahvashua, halleluja, laat dit so wees.